Hartlik goeiemôre ook vanoggend, liewe broers en susters, liewe jong mense. Ons is by Dinsdagoggend, die 11de Maart en wat 'n lekker voorreg om mekaar te groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ons het gister opgehou by vers 32 van hoofstuk 12 van 1 Konings. Vanoggend lees ons verder, verse 33 tot en met hoofstuk 13 vers 10. Ons fokustekst vanoggend vers 13. Maar die hand wat hy uitgesteek het styf geword en hy kon hom nie weer terugtrek nie. Nou ja, waaroor gaan dit hierso? Dit gaan hier oor koning Jerobeam. Nou moet ons nie deur mekaar raak met die koning Rehabeam waarvan ons gister gelees het nie, nee. Dit is die ander ene, Jerobeam. Nou Jerobeam is natuurlik die kleinseun van koning Dawid, die seun van Salomo, en Jerobeam kom en hy is eintlik geoormerk deur God om in Dawid se voete en sy skoene oor te neem en voor te leef en die koningskap van die Israeliete uit te brei en God se volk op die manier te dien. En alles wat die Here vir Dawid beloof het, het hy ook vir Jerobeam beloof. Gaan lees maar hoofstuk 11 vers 31 en verder. Maar skaars was Jerobeam koning. En wat doen hy? Hy begin sy eie kop volg. Hy begin sy eie voorskrifte naleef. Kom ons sê dit, hy begin alles doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Mens lees dat hy die heiligdomme op die hoogtes ontheilig. Hy bring selfs afgodsbeelde aan. Hy stel mense aan wat nie uit die priesterstam uitkom nie, as priesters. Hy het sommer sy eie datum vir Paasfees bepaal. En dan, wanneer die Here, die profeet van die Here na hom toe stuur om hom tot orde te roep, wat doen hy? Hy steek sy hand uit na die profeet, om die profeet gevange te neem. En dan wat lees ons? Vers 13. Maar die hand wat hy uitgesteek het, het styf geword, en hy het hom nie weer kon terugtrek nie. Net daar wys die Here en leer die Here hom hoe onmagtig en hoe klein hy as koningie eintlik is. Sy hand wat hy teen die profeet uitgesteek het, word styf. En dan gedwee moet hy dieselfde profeet vra om tot die Here te bid en te vra dat sy hand weer sal gesond word. Jerobeam het dis alles wat die Here vir hom gesê het en geleer het geminag. Liewe vriende, liewe jong mense, mag ons dan ook vanoggend kom en sê, Here, as dit met ons moet gebeur, dan was ons hand ook styf, dalk beide hande. Here, want hoe dikwels steek ons nie ook ons hand uit om die verkeerde te doen, om ons eie gedagtes en ons eie ambisies en ons eie verkeerde natuur na te volg nie. En vanoggend kom ons net en sê, Here, vergewe ons. Jammer, Here. En ons wil vra, Here, wil U ons help? Wil U deur die Gees ons naby wees om binne U wil te lewe, om binne U woord te lewe? Vergewe ons, Here. En help ons, staan ons by deur die Gees, Here, om waarlik naby U te lewe. Dit bid ons vir mekaar. Ons bid dit in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, die enigste naam aan ons bekend, wat ons kan vergewe en wat met ons hierdie kosbare pad kan loop. Aan hierdie Here, Vader, Seun en Gees, ons aanbidding. Amen.